Ons wil net daarom so met die begin van die boodskap net ook almal daar in Mosselbaai, ons gemeente in Mosselbaai, welkom heet vanmôre by die diens en almal wat online luister of aanlyn, moet ek liewer sê, aanlyn luister, wil ons ook net welkom heet vanoggend by die diens. Het is altyd so lekker om saam met almal te wees. En voor ons begin, kom ons buig net ons harte in aanbidding voor ons Hemelse Vader. Aba Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Yeshua. Dankie Here dat ons U naam kan aanroep. Dankie dat ons kan weet, Vader, dat U vandag ook hier by ons, in ons midde is. Here, ons weet dat U Gees in ons is, en wanneer ons as gemeente hier by mekaar kom, dan bring ons U Gees saam met ons. Maar ons vra ook dat U Gees ons vanmôre sal lei, in elke woord wat ons spreek vanmôre ook. Ek vra Abba dat U ons harte kom oopmaak, dat U ons oë kom oopmaak, sodat ons die woord sal ontvang, sodat ons dit kan verstaan, maar dat die woord wat ons ontvang, soos Yeshua gesê het, dat dit saad is wat gesaai word, dat hierdie saad in ons harte val, dat dit sal ontkiem, Here, en dat dit sal lewe kry, en dat dit sal groei, ook in ons harte, en ook in ons gedagtes. Dankie Vader, dat ons kan weet, U beskerm ons. U is ons almagtige God, ons hemelse Vader, en daarom eer en loof en prys ons U. Ek vra ook, Here, dat die oordeenkings van my hart en die woorde van my mond welgevallig aan U sal wees vanmôre. Dankie daarvoor. Ons eer en loof en prys U in die magtige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Ek wil vanoggend so 'n bietjie met julle praat oor eienskappe van disippelskap. En ons het sopas begin met ons gemeentejaar. Die 1 September is ons gemeentejaar. En die tema vir hierdie jaar is Volg my. En dit is so 'n belangrike, pertinente tema vir ons as gemeente, nie net vir ons as gemeente hier nie, maar vir die gemeente van Christus wêreldwyd, is om hom te volg. Want dit is die woorde wat Yeshua gebruik het as hy disippels roep, het hy gesê, volg my, en dan het hulle alles laat staan en hulle het hom gevolg. Nou, ek het in die vorige boodskap, en dit klink nogal vreemd, want dit is 2 Sondae terug, die 1 September het ek laaste boodskap gebring, en Mark Hodges was daarom hier by ons gewees, en ons het die huweliksseminaar gehad, wat ons verlede naweek aangebied het. So, dit is nou die tweede boodskap wat ek bring, volgens ons tema van volg my, en in die vorige boodskap het ons ondersoek wat dit beteken om 'n volgeling van Yeshua te wees. Maar daar is ook eienskappe wat ons moet kom openbaar. En wat ons gedoen het is, vir die wat nie weet nie, hierdie teken wat ons hier langs aan ons gesit het, hierdie simbool wat ons hier langs aan gesit het, dis 'n hekkie, maar dit verstel ook 'n deur voor met eienskappe wat daarop geskrywe staan. En ons moet aan al daai eienskappe moet ons voldoen. Maar daar's 'n paar pertinente by eienskappe wat ek vanoggend met julle wil deel. En as ons gaan kyk na Yeshua, dan sien ons sy opdrag aan sy disippels is om die hele wêreld in te gaan en disippels van al die nasies te maak. En 'n disipel beteken nie net 'n volgeling nie, dit beteken ook 'n leerder, iemand wat ag slaan op die woord, iemand wat die woord inneem, iemand wat opgelei word in die woord van God, sodat hulle die woord kan gaan verkondig. Nasies, wat beteken nasies? Die Griekse woord vir nasies is die woord ethnos, en dit beteken 'n ras of 'n stam, en dan sê ons moet in die hele wêreld ingaan en die woord gaan verkondig aan alle nasies. Nou weet ek daar sekere mense wat sê, nee, dit is nou net eintlik die Jode moet hulle wat in die deel geword het van die ander nasies. Nee, ons moet aan almal die woord gaan verkondig. En hierdie woord ethnos verwys spesifiek na 'n vreemde, nie-Joodse groep. Met ander woorde, almal anders wat nie Jode is nie. Die woord moet natuurlik ook aan die Jode verkondig word, en soos ons sien, is die woord vol daarvan, dat dit ook aan die Joodse gelowiges verkondig moet word. Maar dit verwys na 'n vreemde groep mense wat nie Jode is nie, wat nie van Joodse afstammeling is nie. Nou ons sal partykeer daarvan praat as die heidene, en ek moet nou vir julle sê, ek weet nie van julle nie, maar toe ek 'n jong seun was, en my pa het gepraat van die heidene, en hy het na ander groepe verwys na die heidene, hulle was nou nie Afrikaners nie, dan was hulle heidene. Jy weet so, as jy Engels gepraat het, was jy heiden. En of 'n Filistyn, hy het die woord Filistyn ook gebruik, want toe ek klein was, toe het ek gedink 'n heiden beteken iemand wat sondig en wat ongoddelik is. Toe vind ek uit, nee, is net 'n ander nasie. As jy nie 'n Jood is nie, dan is jy eintlik 'n heiden. So dis eintlik
waarna dit verwys. So ons moet elke persoon met wie ons in aanraking kom, dwars deur hierdie hele wêreld, moet ons die evangelie van God gaan verkondig. En soos Francis van Assisi gesê het, en as dit absoluut noodsaaklik is, gebruik woorde. Want ons optrede moet spreek van volgelinge van Christus, van disippels van Christus. En daarom sien ons ook dat Yeshua se begeerte was dat elke mens op hierdie aarde 'n disipel van hom sal wees, 'n volgeling van hom sal wees, 'n leerder van hom sal wees. Nou, 'n disipel van Yeshua is dus iemand wat hom volg. Iemand wat deur hom verander word, want daar moes 'n proses van verandering plaasvind. Iemand wat verbind is tot die diens waarvoor hy geroep is, want Yeshua het ons almal geroep tot dieselfde diens, om die evangelie te gaan verkondig. Nou moet ek vir julle sê, Markus 1 vers 17 stel dit vir my mooi, en ons sien in Markus 1 vers 17, en Jesus sê vir hulle, en hier's 3 goed wat ek hier uitgebeeld het, en ek sal nou vir julle 'n bietjie beter verduidelik, die nommer 2 lyk nie so of dit daar pas nie, maar ek sal nou dit verduidelik. Dit sê, kom agter my aan, dis die eerste opdrag wat hy hier gee, kom agter my aan, met ander woorde, volg my, wees deel van my. En ek sal maak dat julle vissers van mense word. Ek hou van die King James weergawe hiervan, want hy stel dit vir my so bietjie mooier, dit is nader aan die Grieks, en die uitspraak van die Grieks, en hy sê, and I will make you to become fishers of men, make you to become, wat hy hiervan sê, daar moet iets verander word. Ek gaan julle verander om vissers van mense te word. En dis eintlik die boodskap wat hy hier aan ons uitdra. En as ons mooi gaan kyk, dan sien ons, daar is 3 sleutelkenmerke van 'n disipel, wat in hierdie kort versie aan ons geopenbaar word. En die 3 eienskappe of sleutelkenmerke is die volgende. Nommer 1, disipels volg Yeshua. As jy 'n disipel is jy 'n volgeling van hom. Nou ons weet dat Yeshua gepraat het met die Fariseërs, en as hy met die Fariseërs gepraat het, het hy gesê, jy weet, julle maak disipels van mense wat julle na die hel toe lei. En hulle het disipels van die Fariseërs geword, hulle geloof te volg. En weet julle wat gebeur vandag in die Christengemeenskap, is ons volg denominasies, maar ons volg lankal nie meer vir Christus nie. Want ons volg wat die denominasie aan ons sê, wat hulle sê en hoe ons moet doen en wat ons moet doen, en ons kom nie meer by die woord van God uit nie. Die tweede sleutelkenmerk hier is, disipels word deur Yeshua verander. Die oomblik as jy hom aanneem, die oomblik as jy besluit om hom te volg, dan word jou lewe totaal en al verander. Daar vind 'n transformasie plaas. Die Grieks gebruik die woord metamorfo. Dit is metamorfose. Dit is soos 'n wurmpie wat in 'n vlinder verander. Daar's 'n totale verandering van jou lewe. En die derde kenmerk is die disipels is verbind tot die sending of die oproep van Yeshua. Die opdrag wat hy vir my en vir jou gegee het. En wanneer ons disipels van Yeshua geword het, dan is dit nodig om in disipelskap te groei. Daar moet 'n verandering plaasvind. Ons moet groei in geloof. Ons moet groei deur die werking van die Heilige Gees. So verandering moet plaasvind voordat ons kan dien. En ek sien so baie keer dat mense kom tot bekering en dan wil hulle die woord gaan verkondig. Maar ons moet eers groei in ons geloof, groei in disipelskap. Ons moet die woord inneem, ons moet die woord ken voordat ons kan gaan om dan te dien. Ons het die vorige boodskap wat ek gedoen het, en ons daarna verwys dat disipelskap 'n daaglikse keuse is. En dit moet 'n optrede wees. Jy kan nie net 'n volgeling van Yeshua wees en niks doen nie. Jy moet iets gaan begin doen. Ja, daar moet optrede plaasvind in hierdie hele proses. So eerstens moet ek en jy 'n bewuslike besluit neem om Yeshua te volg. Dis 'n keuse wat ons maak. Ons kies om hom te volg. Hy roep ons, maar ek en jy moet daardie oproep aanvaar. Onthou julle die ryk jong man wat na Yeshua toe gekom het en gevra het, wat moet ek doen om gered te word? En hy sê, gaan en verkoop al jou goed en volg my. En wat sê hy daardeur? Hy sê nie dat almal moet nou alles wat hulle het gaan verkoop nie, maar hierdie jong man, sy afgod was sy geld. Hy het geleef vir sy geld. Hy het geleef vir hierdie weelde wat hy gehad het. En Yeshua sê, raak ontslae van dit wat jou bind om 'n volgeling van my te wees. Wat het daai jong man gedoen? Hy het weggestap.
Hy het weggestap. Hy het gekies om Yeshua nie te volg nie. En nêrens staan daar en Yeshua het agter hom aangehardloop en gesê, nee man, kom saam met my, moenie worry daaroor nie. Nee, hy het niks gedoen nie, hy het hom laat gaan. Want jy sien, dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. 'n Daaglikse keuse om 'n volgeling van Yeshua te kan wees. So ons moet hierdie bewuslike besluit neem. En dan moet ons deel word, as jy gaan mooi kyk daarna wat die woord vir ons sê, dan word ons eintlik deel, of ons moet deel word van 'n gedissiplineerde verhoudingsomgewing. En wat beteken dit? Ons moet in gemeenskap met ander omgaan. Ons word deel van 'n gemeente. Ons is nie op ons eie nie. Nêrens in die Bybel sal jy sien daar was Lone Rangers nie. Christus het die gemeente geskep. Hy praat van die gemeente van Christus. As jy gaan kyk in Openbaring 2 en 3, dan praat hy spesifiek met die gemeente, nie met die individu nie. Ja, ons as individu moet aandag gee daaraan. Ons as individu neem die besluit om hom te volg, maar dan word ons deel van 'n gemeenskap in hierdie hele proses. En jy kan maar gaan kyk in die Bybel, hoeveel keer word daar gepraat oor die gemeente? Verskeie kere word daar gepraat van die gemeente. En dan word ons ook gewaarsku deur Paulus wat sê, moenie die gemeenskap van die gelowiges moet ons versuim nie, daai byeenkomste nie. Ons moet saamkom as gemeente. Maar dit is belangrik dat ons korporatief saam as die gemeente ook Yeshua sal verheerlik, dat ons hom sal aanbid. Maar dat ons saam sal staan om ook hierdie opdrag te gaan uitvoer wat hy vir ons gegee het. Ek hou van Paulus se verwysing hierna in Hebreërs 12 vers 22 tot 23 wanneer hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Hoor mooi, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is. Ek weet nie wie van julle het al ooit alleen by 'n feestelike vergadering opgedaag nie. Dit werk nie. Dit gaan oor gemeenskap met mekaar te hê. Hy sê, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. So ons moet saamkom as gemeente, ons moet saam wees as gemeente, sodat ons in disippelskap as gemeente hierdie opdrag kan gaan uitvoer wat hy aan ons opgedra het. Maar dit is ook belangrik dat ons in gedissiplineerde verhoudings deur die Heilige Gees verander moet word om meer en meer soos Yeshua te wees. Want is dit tog nie wat met ons moet gebeur nie? Ons moet meer en meer soos hy word. Ons moet meer soos Yeshua wees. Daar moet 'n verandering van die verandering van die vernuwing van ons gemoed plaasvind, soos Paulus vir ons geskryf het in Romeine 12. As ons gaan kyk na Romeine 8 wat Paulus vir ons daar sê, en hierdie boek van Romeine is so 'n unieke boek. Ons het die voorreg gehad om voordat ons die boek van Hebreërs gedoen het, het ons die boek van Romeine het ons ondersoek en bespreek, en dit het ons verlede jaar gedoen. En wat 'n amazing ervaring was dit net nie om deur hierdie hele boek van Romeine te gaan en te sien wat Paulus vir ons as die gemeente sê oor hoe ons moet optree en wat ons moet doen, die belangrikheid van wie God is in ons lewe. En dan sien ons hier in Romeine 8 vers 28 tot 30, dan skryf Paulus, en ons weet, en is dit nie altyd interessant hoe hy sê ons nie, hy praat so bittermin van ek en my, hy praat altyd van en ons, van wie praat hy? Die gemeente van eersgeborenes, hy praat van die disippels, van die apostels, en dis 'n groep mense waarvan hy praat, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hier's 'n interessante ding wat hier besig is om te gebeur as ons kyk na hierdie woord voorneme. En die woord voorneme, en daar het 'n klomp goed hier uitgekom uit verskillende denominasionele, wil ek sê, doktrines wat nie eintlik hier staan nie. En hulle het gesê, ja, jy sien, God het net sekere mense uitgeroep. En nou praat ons, en nou veral onder die Calviniste, het daar hierdie uitverkiesingsleer ontstaan, wat net sekere mense is uitgeroep, en jy kan nou maar, al volg jy die Here met 'n passie, as jy nie uitgeroep is nie, en dan is dit nou maar taffies vir jou. Nee, dis nie waar nie. Wat hy hier probeer sê, is hierdie woord voorneme, hoor mooi, is die woord prothesis in die Grieks, en prothesis beteken for his purpose. Ek en jy is geroep vir sy doel. Hy het 'n doel vir elke mens op die aarde, en daarom het hy ons geroep om daardie doel te kom vervul.
Weet julle dat hierdie woord in die Grieks word ook gebruik vir die toonbrood. In die Engels praat dit van die showbread. Waar het ons dit gesien? In die tabernakel, in die heilige plek, het dit op die tafel van toonbrood gestaan. 12 brode, 2 torentjies van 6 elk. 12 toonbrode. En hierdie woord word daarvoor gebruik vir showbread. Ek gaan nou iets vir julle sê daaroor. En dan sê hy het ons geroep. Die woord geroep is die woord kleitos. En dit beteken, hy nooi jou uit. Dit beteken invited or appointed. Hy het jou aangestel. Hy nooi jou uit en hy stel jou aan. Vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En kan julle sien wat hier besig is om te gebeur? Hier's 'n totale verandering wat plaasvind. Die oomblik as ek en jy begin om gelykvormig te word aan die beeld van Yeshua. Hierdie woord toonbrood, hierdie showbread, presies in die Grieks. Weet julle dat dit is 'n simbool van die mens se volgehoue en ononderbroke afhanklikheid van God. Hy sê ek het julle geroep om in volgehoue, ononderbroke afhanklikheid van my te leef. So dit gaan nie net oor my doel nie, ek wil hê julle moet afhanklik wees van my. Ek wil hê julle moet vir my leef. Nou is 'n belangrike beginsel wat hier aan ons oorgedra word. Ons sien ook dat daar's 2 werkwoorde wat hier gebruik word. Hy sê meewerk en ons liefhet. En dit is belangrik dat ons dit sien. So vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. So daar's 2 werkwoorde wat ons hier sien. En wat interessant is van hierdie werkwoorde is nogal, as jy in die Grieks gaan kyk, die Griekse se tydsones, as jy daarna gaan kyk, die Engels praat van tenses, ek kan nie meer onthou wat in Afrikaans die woord tenses is nie, praat van, hierdie is geskryf in die teenwoordige tyd. So wat beteken teenwoordige tyd? Dit geld vir diegene wat dit nou doen. Met ander woorde, ons moet dit, die hele tyd moet ons dit uitvoer. So as ons God lief het, kan ons nie net sê ons het God lief en dan vergeet ons daarvan nie. Want ek het dit mos nou gesê, weet daar's mos party manne wat vir hulle vrouens sê die dag as hulle getroud is, ek is lief vir jou en as dit verander sal ek jou laat weet. Nee, dis nie wat hier bedoel word nie. Dit beteken ek moet volhoubare liefde teenoor God bewys. Dis iets wat ek nou besig is om te doen. Met ander woorde, in die oomblik wanneer dit toegepas is, sal hierdie belofte vir julle geld. So al hierdie dinge werk saam. Hy sê al hierdie dinge werk saam. En dit geld vir almal wat Vader liefhet en wat in die gees van gehoorsaamheid leef in hierdie volgehoue en ononderbroke afhanklikheid van God. Nou werk die goed saam vir ons. En ek het al interessante goed gehoor oor hierdie gedeelte van God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En dan verwys ons na enigiets wat in hierdie wêreld gebeur. Dit werk nie altyd so nie. Dis nie wat hier geskryf staan nie. Dis nie in die konteks van dit wat die woord hier vir ons sê nie. So wat sê dit vir ons eintlik? Dit sê dat wanneer ons Vader liefhet en afhanklik is van hom in daardie oomblik, dan sal Vader se voorsienigheid vir ons geopenbaar word. Sy gees sal in ons werk en sy gees sal deur ons werk. En nou werk hierdie alles saam. So God se voorsienigheid, sy Heilige Gees en ons werk saam om die beste van dit te maak wat aan ons gebied word en wat vir ons gegee word. En nou sien ons, as ons deur beproewinge gaan, as ons deur lyding gaan, en watter probleme of beproewinge of vervolging ons ook al mag beleef, of wat ook al in ons lewe mag opduik, wat gebeur nou? Vader wend dit aan tot die algemene welsyn van die persoon wat hom liefhet. Hy gebruik dit om ons te help. Maar dan moet ons in geloof en in liefde werk onder die invloed van die werking van die Heilige Gees, sodat hierdie verander kan word in 'n positiewe aspek in ons lewe. Want wat moet gebeur as jy daai gedeelte verder gaan lees, dan sien ons dat wanneer ons Vader liefhet, dan verwerp ons die sonde. En dan kan ons hierdie belofte ontvang. Wanneer ons die sonde uit ons lewens uit verwyder. En dan sal alles ten goeie meewerk vir my en vir jou. Wanneer ons ontslae raak van die sonde en ons totaal en al afhanklik raak van hom. Weet julle,
Dis belangrik dat ons dit sien, want in hierdie toestand, waarin ons onsself bevind, kan ons nou ook ander bedien. Nou kan ons ander bedien volgens die opdrag van Yeshua, en nou kan ons disippels van al die nasies gaan maak, wanneer ons in hierdie afhanklikheid van God is, wanneer ons in hierdie liefde tot God, wanneer ons daarin lewe. Dan word ons disippels, dan word ons volgelinge, dan word ons leerders van die woord van God. Dan ontvang ons die woord. Matteus 5 vers 1 tot 2 sê vir ons, en toe hy die skare sien, dit is Yeshua, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. Hierdie woord disippels, die woord mathetes, en hierdie woord mathetes in die Grieks beteken a learner, a follower, a pupil, a disciple. So dis nie net om hom te volg nie, dit is ook om te leer, om inligting in te win. Hy sê, en hy het sy mond geopen, hoor mooi, en hulle geleer. En dan sê dit en gesê, en ek het nou nie die en gesê hierby aangelas nie, want as jy hier na Matteus 5 gaan kyk, dan sien ons, dit is die saligsprekinge, en wanneer sy disippels om hom sit, dan begin hy hulle leer, en dit begin by die saligsprekinge. Salig is hy wat? En ons moet daai begrip kry, en julle kan self daai gedeelte gaan lees, om die konteks waarin hierdie gesê word vir ons, om dit te verstaan. Nou wat ons hier sien met hierdie woord disippels, as jy gaan kyk daarna, dan stem dit die meeste ooreen met die beginsel van, ek wil dit noem, internskap. Jy weet, baie keer as mense klaar gestudeer het, dan doen hulle internskap, en nou word hulle volwaardige prokureurs, of wat hulle ook al gaan bestudeer het. So hierdie is daardie internskap, waar 'n kundige besig is om 'n student te leer vir bevoegdheid in 'n ambag, of in vaardigheid, of in iets wat hy moet gaan uitvoer. So dit is om daai lering dan ook te ontvang. En in hierdie verhouding, as ons daarna gaan kyk, dit behels kennis, maar dit fokus eintlik daarop om die kennis op 'n alledaagse lewenssituasie toe te pas, om die leerder met wysheid toe te rus. Want jy kan al die kennis in die wêreld hê, maar as jy nie weet hoe om dit toe te pas nie, dan help dit jou niks nie. En ek het al soveel keer gesien hoe mense vir my sê, ja man, ek ken die Bybel, maar hulle pas dit nie in hulle lewens toe nie. Jy sien, ons het die wysheid van God nodig, ons het die wysheid wat Yeshua ons gee nodig. En die woord sê, as julle wysheid kort kom, vra net, en dit sal vir julle gegee word. Want ons moet weet om hierdie goeders in ons lewens te begin toepas. As disipel moet ek weet hoe om die woord te gaan toepas in my lewe, binne in die gemeente en ook aan die wêreld daar buite. En dit gee so 'n bietjie agtergrond van wat dit beteken om 'n disipel van Yeshua te wees en om hom te volg. Maar 'n disipel moet sekere eienskappe openbaar. En nou is die skrif baie duidelik daaroor, en daar is verskeie eienskappe, soos ek gesê het, hier het ons 'n hele hekkie vol eienskappe wat op daai houtstukke geskryf staan, wat die eienskappe uitlig van wat ons benodig as disippels. Maar ek wil na 7 spesifieke eienskappe gaan kyk, en soos ek sê, daar is veel meer as hierdie 7, julle kan self dit verder gaan ondersoek ook, maar ek wil na 7 spesifieke eienskappe gaan kyk, wat ek dink belangrik vir my en jou is om te verstaan. Die belangrikste eienskap is om mekaar lief te hê. Dit gaan oor liefde. En dit gaan nie oor hoe ek voel nie, dit gaan nie hoe ek emosioneel ingestel is nie, dit gaan oor wat ek besig is om te doen. Wat voer ek uit? Is ek besig om liefde te doen? Daardie Griekse woordjie agape. En in my boek wat ek geskryf het nou, wat so onlangs gepas, ek dink 3 weke terug, gepubliseer is, of sal ek net sê gedruk is, ek publiseer dit nie, ek laat dit net druk. Maar het ek die hele boek gaan oor hierdie hele beginsel van hierdie behoefte van liefde, hierdie agape liefde, hierdie baie keer praat ons van onvoorwaardelike liefde, maar dit is nie heeltemal waar nie, dit is nie heeltemal onvoorwaardelik nie. As ons gaan kyk na hierdie liefde, dan beteken dit onselfsugtige, opofferende en toegewyde optrede wat ons teenoor mekaar moet openbaar. Dis die liefde wat ons nodig het. Dan sien ons, die woord sê vir ons in 1 Johannes 13 vers 33 tot 35, hy sê, my kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Dit is net voor Yeshua gekruisig sou word en weg sou gaan. Hy sê, julle sal my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, net om vir julle te verduidelik, hy praat nie met Joodse mense, maar as hy hierdie woord hier Jode gebruik, dan praat hy van die fariseërs, die skrifgeleerdes, die geleerdes onder die Jode. Hy sê, julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie.
So ek sê nou ook vir julle, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En hierdie praat hy van 'n nuwe gebod. Kom ons kyk net gou na die beginsel van 'n nuwe gebod. Is hierdie 'n splinternuwe gebod wat hy gee? Nee. Dis nie 'n nuwe gebod nie. Die gebod om mekaar lief te hê staan reeds in die Ou Testament. Die gebod om Vader lief te hê staan vir ons in Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Hoor Israel, die Here jou God is 'n enige Here en daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. In Levitikus 19 vers 18 staan daar, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So wat Yeshua sê hier is, hy sê, laat so ietsie by. Hy sê nou, daardie is nog steeds belangrik, ons moet mekaar so op daardie manier lief hê. Hy sê, maar dan wil ek hê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Hy intensifiseer hierdie proses van liefde. Dit raak bietjie meer intens. Want dit gaan nou nie net oor, ek moet die ander lief hê soos myself nie, ek moet ander nou lief hê soos wat Yeshua my lief het. Sy lewe het op my vir my gegee het. Aan 'n kruis gesterf het, sodat ek kan lewe. Hy sê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hoor mooi, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En ons kan nogal verneig raak met mekaar. En ons kan lelik praat met mekaar. Ons kan mekaar sleg sê. En ons kan kwaad word en mekaar uitskel. En dan is die vraag, is ek besig om hierdie persoon lief te hê soos wat Christus my lief het? Is ek besig om liefde teenoor hierdie persoon te openbaar? Waarmee is ek besig? Want daardie woorde kan partykeer vernietigend wees. Jy sien, hierdie liefde is nie oor hoe ek voel nie. Hierdie liefde is oor hoe ek optree. En ek kan al kwaad wees vir iemand, maar ek kan nog steeds in liefde hanteer. Sonder om uit die emosie uit op te tree. Jy sien, ons kan nie disippels wees as ons Vader en Yeshua nie lief het nie. Dis waar dit begin. Ons moet eers vir Vader lief hê, ons moet eers vir Yeshua lief hê. En omdat ons hom lief het, dan moet ons mekaar ook lief hê, soos hy ons lief gehad het, en soos ons onsself ook moet lief hê. En ek dink dis een van die grootste probleme vandag, is dat mense weet nie meer hoe om hulle self lief te hê nie. Hulle is ongelukkig oor hulle self. Hulle hou nie van wie hulle is nie. Jy sien, die liefde wat Yeshua teenoor ons geopenbaar het, was daai liefde wat ek van gepraat het, daai agape liefde, onselfsugtige, opofferende en toegewyde optrede. En daarom moet ek en jy mekaar op dieselfde wyse lief hê. En soos Yeshua die voorbeeld van liefde was, moet ek en jy as sy volgelinge ook die voorbeeld van liefde wees en die toepassing daarvan teenoor ander mense. Want ons geloof is totaal en al gebaseer op hierdie tipe liefde. Want as ons nie hierdie liefde het nie, sal ons ook nie geloof kan openbaar nie. Die tweede eienskap wat ek met julle wil deel vanoggend is gehoorsaamheid aan die woord. Ons moet gehoorsaam word aan die woord. Een van die sleutelkenmerke van disippelskap is om Vader se opdragte te gehoorsaam, om gehoorsaam te wees daaraan. En weer eens is een van daardie goed in die nuwe kerkomgewing en die nuwe kerklike bedeling, ek weet nie wat om dit eintlik te noem nie, is wat mense sê, nee man, moenie worry nie, ons hoef nie meer aan daai wette te voldoen nie. Ons hoef nie meer Vader se wette te gaan uitvoer nie. En ons weet natuurlik, die seremoniële wette het verdwyn. Ons hoef nie meer diertjies te offer nie, ons hoef nie meer daardie besnydenis op ons kinders toe te pas nie, ons hoef nie meer ongesuurde brood te eet nie, ons hoef nie meer die suurdeeg uit ons huise uithaal nie, want dan is ons besig met 'n verkeerde ding. Paulus beskryf dit so mooi in Hebreërs, wanneer hy sê, dat die Levitiese diens bestaan nie meer nie, die Levitiese orde bestaan nie meer nie, want daar is 'n nuwe orde, dit is die orde van Melchisedek, en Yeshua beeld vir ons daardie orde uit. So waarna verwys die besnydenis nou? Ek moet my hart besny, so dis bietjie ernstiger as wat dit net was om 'n vooruit te besny. Want my hart moet nou gesny word. Die sonde moet uit my hart uit verwyder word. Ek moet nie meer die suurdeeg uit my huis uitneem nie. Ek moet die sonde wat die suurdeeg is, moet ek uit my liggaam uit verwyder. Ek moet dit van ontslaa raak uit my lewe uit. Ek hoef nie meer ongesuurde brood te eet nie, want Yeshua is die brood van die lewe, want die woord sê ons moet hom eet. Ons moet sy liggaam eet. Ons moet die woord van God begin inneem. En jy kan suurdeeg uit jou huis uitvat en jy kan ongesuurde broodjies eet vir weke lank, gaan jou niks help nie.
As ons nie die woord inneem nie en ons verwyder nie die sonde uit ons lewe uit nie, gaan niks gebeur nie. Gaan niks in ons lewens plaasvind nie. Maar ons moet nog steeds gehoorsaam wees aan Vader se morele wette wat hy vir ons gegee het in die woord van God. En daarom as hy vir ons sê, ons moet sy feeste vier, dan vier ons sy feeste, maar met Yeshua daarin en met erkenning aan dit wat Yeshua vir ons kom doen het, in elke een van daardie feeste. Die vervulling wat hy vir my en jou gebring het daarin. En daarom vier ons nie dit soos die patroon dit geskep het nie, want ek het eendag gesê, ek weet nie of julle kan onthou nie, die van julle wat hier is dat die woord van God, die Ou Testament, is soos 'n rok of 'n patroon waarvan jy 'n rok moet maak. En ek weet nie of julle dit al gesien het, dis 'n snaakse dun papiertjies. Ek is te bang altyd om daaraan te vat, want dit voel of dit enige oomblik gaan skeur. Maar wat doen die mense wat klere maak? Hulle haal hierdie patroon uit, en dan lê hulle hom daar op die materiaal neer, en dan knip hulle nou reg om die patroon, en dan stik hulle hom vas, en wat doen hulle dan? Hulle verwyder die patroon, want jy gaan mos nie die patroon dra nie, jy dra die rok. Jy dra die produk wat die patroon geskep het, en nou kom Vader en hy skep die patroon, en wat is die produk van die patroon? Yeshua, Jesus Christus. En dis wat ons moet volg. Sy leiding moet ons neem. So ons kan nie ontslaa raak van die wet van God nie, dis steeds vir my en jou op ons van toepassing. Yeshua sê dit, Paulus sê dit, en die mense wat sê, Paulus het gesê, ons hoef nie meer die wet na te kom nie, weet nie waarvan hulle praat nie, want hulle het nie die hele boek gelees nie. So wat moet ons doen? Ons moet sy opdragte uitvoer. Daar's verskeie kernverse oor gehoorsaamheid. In Johannes 14 vers 15 sê Yeshua, dat as ons hom liefhet, moet ons sy wat doen? Sy gebooie bewaar. Lukas 6 vers 46 sê Yeshua, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. En wat sê hy vir ons daardeur? Dit beskryf gehoorsaamheid in werking. Ons moet dit gaan toepas. En daarom weet ons ook, Yeshua het dit self vir ons gesê, dat hy nie gekom het om die wet van God te ontbind nie, maar om dit te vervul. En wat beteken dit? Deur die doel daarvan te openbaar en ons daarin te onderrig, om vir ons te verduidelik hoe dit funksioneer. Ons sien in Johannes 15 vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. En dit is wonderlik as jy gaan sien, Yeshua het niks gedoen wat nie in die Ou Testament gestaan het nie. En wanneer hy ons inligting gegee het, het hy presies vir ons verduidelik wat al reeds in die Ou Testament vir ons geskryf was. As hy sê, jy moet God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en al jou verstand en al jou krag, staan dit reeds in Deuteronomium. As hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, staan dit reeds in Levitikus. As hy met Satan praat in die wildernis, dan quoteer hy Deuteronomium. Hy het nie die woorde opgemaak nie. Hoekom nie? Want hy is die woord van God. Hy is die woord. So dit is belangrik dat ons hierdie sal raak sien. Johannes stel dit baie mooi wanneer hy hierdie beginsel bevestig in 1 Johannes 5 vers 2 tot 3. Hy sê, hieraan weet ons dat ons kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. So liefde gaan gesaam met gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat? Aan die gebooie van God. Hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Ek hoor soveel mense vir my sê, ja man, daai goed is moeilik, ons sal dit nooit kan doen nie. Wat hulle eintlik vir my sê, is ons is nie regtig vir God lief nie, en ons het ook nie mekaar lief nie. Want jy sien, die oomblik wanneer ons God werklik lief het, soos wat hy bedoel het ons om moet lief hê, en wanneer ons mekaar lief het, soos wat hy vir ons gesê het ons moet dit doen, hoef jy nie eers bekommerd te wees oor al die wette wat daar geskryf staan nie, want jy sal dit outomaties nakom, want jy sal nooit in jou lewe iemand probeer benadeel nie. Maar ons doen dit nie. Die derde beginsel wat ons sien, is hierdie voortdurende strewe na waarheid. Jy sien, in die moderne era waarin ons woon, hou mense nie van die waarheid nie. Hulle hou van 'n waarheid wat deur hulle geskep word, 'n waarheid wat deur die wêreld geskep word, maar hulle hou nie van die waarheid van God nie. Die mens wil sy eie waarheid formuleer, omdat die waarheid van God hulle eintlik aankla. En daai aanklag staan hulle nie aan nie, hulle wil nie aangekla word nie, en daarom verwerp hulle die waarheid van die woord van God. Maar ek en jy as disippels, as volgelinge, moet terugkom en ons moet strewe na die waarheid van God.
Yeshua is die waarheid. Hy is die woord. En daarom is hy die enigste een wat ons kan vrymaak om na waarheid te strewe. Want dis wat hy doen. Hy maak ons vry om die waarheid te volg. En hoe beter ons die woord ken, hoe beter sal ons die waarheid kan identifiseer. Want Yeshua verklaar vir ons in Johannes 8 vers 31 tot 32, hy sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hierdie woord om in hom te bly, wat hy praat om in te bly, is die woord menu. En dit beteken to abide, to continue, to dwell, to endure, to be present and to remain. Om altyd teenwoordig te wees binne in hierdie waarheid van hom. Om in sy woord te wees. En is nogal interessant as jy gaan kyk na die woord om teenwoordig te wees. Want jy kan saam in dieselfde vertrek as iemand anders wees, maar totaal en al verwyder wees van daardie persoon. En een persoon kan dalk op hulle foon sit en speel of wat hulle ook al doen, en die ander persoon kan televisie kyk en hulle sit langs mekaar op die bank, maar hulle is totaal en al verwyder van mekaar. Hulle is afwesig. Wat beteken dit om teenwoordig te wees? Om aandag te gee, om te wys vir die ander persoon, ek stel belang in jou. En hoe doen ek dit met God? Ek doen dit met sy woord. Ek stel belang in sy woord, ek gee aandag aan sy woord, ek lees sy woord, ek neem sy woord in, en ek voer sy woord uit. Dis wat hy hierby bedoel. Jy weet, ons as mense het nogal 'n paar slegte gewoontes. Maar as ons hierdie gewoonte kan aanleer, om in sy woord te bly, sal dit die beste gewoonte wees wat jy ooit in jou lewe aangeleer het. Ons moet nie toelaat dat ons in hierdie chaotiese wêreld weggetrek word daarvan om tyd te maak om in die woord van God tyd te spandeer nie. Want daar is soveel dinge wat ons besig hou en wat ons wegtrek van die woord van God af. En ons spandeer nie tyd in die woord van God nie, en daarom ken ons nie die woord nie, en daarom weet ons nie hoe om in oorwinning te leef nie. Die vierde beginsel wat aan ons oorgedra word is, wees lig deur 'n goddelike lewe te lei. Ons moet lig wees. Hoe sal ander weet dat jy 'n disipel van Yeshua is? Hulle sal dit kan hoor op die manier waarop jy praat. Hulle sal dit kan hoor op die manier waarop jy oor geloof praat, oor jou geloof. Hulle sal dit kan hoor op die manier waaroor jy oor Yeshua praat. Hulle sal dit kan hoor oor hoe jy met ander praat. En weet jy wat belangrik is van mense, is hulle wil nie net hoor wat jy sê nie. Hulle sal ook kyk om te sien of jou dade ooreenstem met jou woorde. Want dit help nie ek sê vir iemand om iets nie te doen nie, maar ek doen dit self nie. Nee, my dade en my woorde moet ooreenstem. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Laat julle lig so skyn. Sien, om jou lig voor ander te laat skyn, beteken ook om jou naaste lief te hê. Om jou geloof te deel. Om 'n voorbeeld te stel van hoe dit lyk om 'n volgeling van Yeshua te wees. Om ander te dien. Om mense in nood te help. Om die waarheid en die liefde te praat. En om 'n goeie rentmeester te wees van die hulpbronne wat Vader aan my en jou toevertrou het, beteken ook dat ons die eienskappe van disipelskap openbaar. Dis deel van hierdie hele proses van die eienskappe van disipelskap. Die vyfde ding wat ons dan moet kyk, die eienskap is ware nederigheid. Ware nederigheid. Die oomblik wanneer ek sê, joh, ek is daarin bly, ek is bietjie meer geestelik as daardie ou, is ek besig met hoogmoed. Dis nie nederigheid nie. En ons kan so hierdie, ek noem dit geestelike hoogmoed openbaar, waar ek dink ek is beter as ander. Want dit is waaroor Yeshua die Fariseërs gewaarsku het. Onthou julle die vergelyking wat hy getref het? Die gelykenis wat hy getel het? Van die Fariseër wat gestaan het en gebid het, o dankie Here dat ek nie soos daardie mense is nie. Dan staan die Samaritaan daar en hy sê, Here, wees u arme sondaar genadig. Nederigheid, ware nederigheid. Jy sien, 'n ware disipel sien om na die behoeftes van ander, deur dit bo hulle eie behoeftes te stel. Yeshua het sy troon in die hemel prysgegee. Hy het aarde toe gekom. Hy het vir my en jou sondes gesterf.
Dit was gedoen in nederigheid. En hy het uiteindelik die voorbeeld gestel van wat dit beteken om 'n offerdiens teenoor mekaar te lewer. A life of sacrifice. Dis wat hy aan my en jou kom openbaar het. En terwyl ek en jy daarna streef om hom te eer en te volg, moet ons maniere soek om ander in hierdie ware nederigheid te dien. Want dit is wat die woord verwag. Filippense 2 vers 3 tot 4 stel dit vir my so mooi. Hy sê moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sien. En dan die vers wat hierna volg in vers 5, sê hy dit so mooi duidelik. Hy sê want hier's 'n rede hoekom jy dit moet doen. Hy sê want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Met ander woorde, as ek 'n volgeling van hom is, dan openbaar ek dieselfde nederigheid wat hy ook openbaar het. Daai hele gedeelte wat Paulus daar verder skryf in Filippense 2 van vers 6 tot 8, kan julle nou gaan kyk, dan herinner hy ons aan hoe Yeshua homself verneder het, selfs die dood aan 'n kruis. En hy het in nederigheid besluit om sy lewe op te offer sodat ek en jy kan lewe. Was dit nodig vir hom om te doen? Ja, want anders sou ek en jy nie gered kan word nie. Moes hy dit doen? Nee, hy het nie nodig gehad nie. Hy kon gesê het nee, maar hy het nie. Hy het dit gekies. Sien, volwasse disippels vestig nie die aandag op hulle self om lof en eer vir hulle prestasies te soek nie. Ons vestig ons aandag op ander mense. En in plaas daarvan fokus hulle juis daarop om nederig met uitnemendheid ander te dien en Vader in woord en daad te eer. En alles wat ek doen, moet ek doen tot eer en verheerliking van God. Die 5de eienskap is daaglikse gebed en afhanklikheid van God. Want daardie twee loop hand aan hand met mekaar. In gebed word ons afhanklik van Vader. Jy sien 'n belangrike eienskap om 'n getroue disipel van Yeshua te wees, is dat ons elke dag aan God verbind moet wees. Hoe verbind ek my tot God? Dit praat van to connect to him, daai konneksie wat ons met Vader moet hê, daai binding wat ons, daai verbintenis en binding wat ons tot Vader moet hê. Hoe kry ons dit reg? Hoe doen ons dit? Nommer 1, deur gedurig in die woord te wees, en nommer 2, in gebed. Want dit is die enigste manier hoe ek en jy met Vader kan connect. Weet julle, Yeshua het dikwels van die skare af weggegaan om te bid, net om in die teenwoordigheid van God te wees. Hy wou net met Vader praat, hy wou net by Vader hoor, hy wou net by sy voete kom aansit. Hy wil hoor wat Vader vir hom te sê gehad het. En hoeveel keer sê ons en ons bid en ons bid en ons bid en ons praat goed, maar ons sit nooit en ons word net stil voor die Here en ons luister net partykeer na wat hy sê nie. Jy weet, om in jou kamer in te gaan, die deur toe te maak, alles af te skakel en op die bed te gaan sit of op die stoel te gaan sit of waar jy ook al jouself bevind en te sê, Vader, vandag wil ek net luister wat U vir my wil sê. Here, ek wil stil word voor U, sodat ek U stem kan hoor, sodat ek kan luister. Jy sien, disippels van Yeshua moet Yeshua se patroon volg. Ons moet tyd uitkoop om te bid. Ons moet tyd uitkoop om in sy woord tyd te spandeer. Ons moet tyd uitkoop om Vader te soek. Jy sien, jy kan nie voor die TV sit of met WhatsApp besig wees of met Facebook of Instagram of wat ook al deesdae die sosiale media is, die hele tyd daarmee besig wees en te dink jy gaan 'n connection met God maak nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ons moet werklik tyd met Vader begin spandeer. In Matteus 6 vers 9 tot 13 kom Yeshua en hy leer die disippels hoe om te bid. Ons almal ken dit as die Onse Vader, want dit is hoe hy begin. Onse Vader wat in die hemel is. En hy leer hulle in hierdie proses om te bid. So wat het hy gedoen as jy na daai gebed gaan kyk? Yeshua het gemodelleer dat ons God moet loof, dat ons sy wil moet soek en ons afhanklikheid van hom moet verklaar, want dit is presies waaroor daardie gebed gaan. Paulus verklaar in 1 Tessalonisense 5 vers 17, hy sê, bid sonder ophou. Iemand het eendag vir Smith Wigglesworth, en vir die van julle wat weet of nie weet wie hy was nie, hy was 'n prediker gewees, hy was 'n evangelis gewees, en daar is baie goed aan hom toegeskryf, en daar word ook gesê, dat Smith Wigglesworth het baie mense, of 'n klomp mense uit die dood uit opgewek. En iemand het eendag na Smith toe gegaan en vir hom gesê, Smith, sê vir ons, jy bid seker elke oomblik van elke dag, die hele dag,
want anders sal jy nie kan doen wat jy kan doen nie. En Smith Wigglesworth het vir hulle gesê, weet jy wat, ek bid nie vir ure aan een nie, maar daar gaan nie 'n uur verby wat ek nie bid nie. Wat het hy gedoen? Hy het gebid sonder ophou. Hy was altyd besig met Vader. Hy was altyd in gesprek met Vader gewees, soos Yeshua ons die voorbeeld gestel het. Jy sien, 'n kenmerk van onvolwasse disippels is eintlik om te doen wat Vader nie wil hê ons moet doen nie. Wanneer ons nie soek na hom nie. Wanneer ons nie heeltyd besig is om met Vader te connect nie. In Johannes 14 vers 13 tot 14 skryf die woord: En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. En hier is 'n baie belangrike beginsel wat aan ons oorgedra word, want ons moet gaan kyk wat hierdie woord my naam beteken. In Openbaring 19 vers 13 sê dit, en sy naam is die woord van God. Maar hierdie woord naam in die Grieks is onoma, en hierdie woord onoma beteken autoriteit en karakter, authority and character. So wat hy hier sê, en wat julle ook al volgens my autoriteit en volgens my karakter mag vra, dit sal ek doen. En wanneer ons gelykvormig word aan die karakter van Yeshua, gaan my begeertes verander, want dit gaan wees wat hy wil hê, en daarom gaan my begeertes wees wat God van my verwag, en gaan my begeertes verander, en nou kan hy dit vir my gee. Want meeste mense vra uit hulle eie selfsugtige begeertes, en dis wat die woord ons waarsku, julle vra verkeerd. Jy sien, ons vra dit nie in sy karakter en volgens sy identiteit nie, volgens sy autoriteit nie, en daarom ontvang ons nie, want ons doen dit op die verkeerde manier. Die 6de eienskap is barmhartigheid en vergifnis. Een van die dinge waarin meeste van ons tekort skiet, is wanneer dit kom by vergifnis. Ons hou nie daarvan nie, is nie lekker nie. Want jy sien, as ek iemand vergewe, dan beteken dit ek spreek hulle vry. En ons as mense so geneig, ons wil graag hê iets moet met daai ou gebeur. Jy weet, as 'n taxi jou dalk van die pad af druk of voor jou inry, ek wens hy kry 'n papband. Of wat ook al. Of ek wens die polisie trek hom af en hy kry 'n lekker vet boete. Retribution. Ons wil graag hê die ander persoon moet voel wat ons gevoel het. Dan kom ons nie by 'n plek van vergifnis uit nie. Dan vergewe ons nie. Skiet tekort daarin. In Matteus 18 vers 21 tot 22 is Yeshua besig om met Petrus te praat. En Petrus dink hy's baie oulik. En hy kom na Yeshua toe en hy sê, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 7 maal. Want jy sien, 7 is 'n perfekte getal. En hy dink as ek hom nou 7 maal vergewe, dan het ek dit nou genoeg gedoen. En dan kom Yeshua en hy sê vir hom, nee Petrus, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7. En dit was nie 490 nie. Dit beteken, daar is geen einde aan die vergifnis wat jy teenoor ander moet openbaar nie, want ek vergewe julle vir alles wat julle verkeerd doen. Jy sien, daar is nie einde aan Vader se vergifnis ten opsigte van ons nie, en daarom verwag hy dat ons presies dieselfde teenoor ander mense sal doen. En daarom, as ons gaan kyk na ware disippels, dan volg ons Yeshua se voorbeeld. Ons volg die instruksies wat hy vir ons gegee het, deur ander te vergewe. Yeshua het selfs die mense wat hom gekruisig het, nie veroordeel nie, maar hy het hulle vergewe. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien, onvolwasse disippels besit die onwilligheid om te vergewe. Ons kan nie sê dat ons 'n volgeling van Yeshua is en nie bereid is om iemand te vergewe wat iets slegs aan my gedoen het nie. En glo my, ek weet, vergifnis is moeilik. Maar dis 'n daad van gehoorsaamheid aan God. Dis 'n opdrag wat hy vir ons gegee het. En alhoewel dit moeilik is, moet ons dit steeds gaan toepas. Want om woede te koester en te weier om te vergewe, sal uiteindelik net die persoon seermaak wat aan daardie emosies vashou, en kan ons aan daardie emosies vashou. Genade. Ons is woedend en kwaad.
En nou hou ons nie meer van die mense nie. Dis nie te sê jy moet van hulle hou nie, maar jy moet hulle vergewe, jy moet hulle vryspreek, jy moet hulle in liefde behandel. Jy sien, ons kan kies om te vergewe. Dis 'n keuse wat ek en jy maak. En ons kan mense vergewe, al spreek die ander persoon nooit berou uit daaroor nie. En baie keer hoor ek mense sê, ek sal hom vergewe as hy sê hy is jammer. Nee, jy moet hom vergewe al sê hy nie hy is jammer nie, of sy nie. Dis waaroor vergifnis gaan, 'n keuse wat ek maak om jou te vergewe. Daar's 2 verse, Matteus 5 vers 7 en Matteus 9 vers 13. En dit sê, salig, hierdie gedeelte, Matteus 5 kom met die saligsprekinge uit, hoor hier. Hy sê, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Matteus 9 vers 13, man gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dat ons lewens moet verander. En nou sien ons hierdie eienskappe, barmhartigheid en vergifnis. En wat sê dit vir ons? Dat saam met vergifnis gaan barmhartigheid. Jy sien, die woord is in Engels is mercy. En barmhartigheid is wanneer Vader uit sy liefderyke goedhartigheid die straf weerhou wat ek en jy reg verdien weens ons sonde. Want volgens ons sonde behoort ons te sterf, en hy sê, nee, weet jy wat, ek gaan barmhartigheid teenoor julle bewys, my seun gaan daarvoor betaal, sodat julle die prys vir die sonde hoef te betaal nie. En wanneer ons waarlik vergewe, dan volg barmhartigheid vanself. Dan wil ons nie hê, dat die persoon gestraf moet word, vir hulle optrede, of hulle oortreding, teenoor ons nie. Dan is ons bereid, om hulle vry te spreek. Die laaste eienskap wat ek nou wil kyk, is volharding deur beproewings. Ek dink elkeen van ons kan vanoggend sê dat ons ken, of ons het dalk self daardeur gegaan, ken iemand wat deur 'n moeilike beproewing gegaan het. Mense wat hulle werk verloor, ernstige siektes. Mense wat se kinders verlore gaan. En daar's verskeie sulke goeters waardeur ons kan gaan, beproewinge wat oor ons lewens kom. Weet julle, in lande waar Christendom onwettig is, loop gelowiges die gevaar om ernstig vervolg te word en selfs gedood te word as gevolg van hulle geloof wat hulle in Yeshua het. So die wêreld is vol beproewinge. Jakobus het geweet wat dit beteken om beproewinge in die gesig te staar. En ons sien dit in Jakobus 1 vers 2 en tot 4. Hy sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet, dat die beproewinge van julle geloof lydsaamheid bewerk. Hierdie woord lydsaamheid is die Griekse woord hypomonei, en die woord hypomonei beteken cheerful or hopeful endurance. Ons endure baie keer, maar daar is geen vreugde by betrokke nie. Hy sê constancy, dit beteken enduring, patience, patient continuance, daai in afwagting om lankmoedigheid te openbaar. So al hierdie goeders verwys na volharding toe. Ons moet volhard hierin, maar met vreugde. Vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. Nou, alhoewel dit 'n uitdagende instruksie kan wees om Yeshua te volg, is die belonings daarvan baie groot. En Jakobus gaan voort om ons te leer dat die toepassing van jou geloof volharding kweek. Met ander woorde, hoe meer ons in geloof vorder, hoe meer ons in ons geloof gaan toepas, hoe meer sal ons hierdie beginsel, hierdie toetsing kan deurstaan en dit op die regte manier kan doen. So wat moet ons doen? Ons moet toelaat dat hierdie volharding sy werk voltooi, sodat ek en jy volwasse en volkome kan wees, dat ons niks kan kortkom nie, soos wat Jakobus hier vir ons sê. Partykeer, miskien het julle nog nooit sulke uiterste beproewings hanteer nie. Maar daar sal beproewings kom. En baie van ons het uitdagende seisoene, dit is nie net een enkele ding wat gebeur nie, dis dalk 'n seisoen waar ons deurgaan, waar ons beproef word van alle kante af. Maar terwyl ons volhard en Vader vertrou deur elke beproewing,
dan sal daardie ervaring wat ons daar beleef, toelaat dat ons in ons geloof groei, om meer soos Yeshua te kan word. Want dit is die voorbeeld wat hy vir my en vir jou kom stel het. Ons kan verskeie ander eienskappe van disippelskap hier byvoeg vanmôre. Hier staan 'n hele hek vol geskryf daarvan, 'n deur vol geskryf daarvan. Ons kan verwys net na die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. Ons kan verwys na liefde in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. En so kan ons aangaan en 'n klomp eienskappe gaan byvoeg, maar ek wil graag hê ons moet fokus op hierdie 7 eienskappe wat ek vandag genoem het, en in daardie eienskappe wat ek genoem het, as deel van daardie 7, is daar verskeie ander eienskappe wat ons as disippels moet gaan uitvoer. Die kerngedagte is dat ons deur volmaakte liefde en gehoorsaamheid hierdie eienskappe van ware disippelskap sal begin ontwikkel. Hoekom moet ons dit ontwikkel? Sodat ons hierdie eienskappe aan die wêreld kan tentoonstel, sodat hulle deur ons Yeshua sal kan raak sien, sodat hulle deur ons die liefde van God sal kan ervaar, sodat ons hulle kan wys hoe dit lyk om 'n ware disipel van Yeshua te wees. Nie net in woorde nie, maar ook in ons optrede, ook in ons dade. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 1, en ek hou van hierdie vers. En dit het my al baie laat nadink oor wat is ons besig mee? Wat doen ons? En in 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy die volgende, hy is besig om vir die gemeente te skryf in Korinte, en dan sê hy vir hulle die volgende, hy sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En is dit nie waar ek en jy moet wees as 'n disipel nie? Moet ons nie vir ander mense kan sê, volg my na, soos ek ook Christus navolg. Maar ons wil vir mense sê om die Here te volg, en dan doen ons dit nie self nie. En daarom moet ons die voorbeeld stel, daarom moet ek en jy die voorbeeld stel van wat dit is om 'n volgeling van Yeshua te wees. En daarom moet ons hierdie eienskappe van disippelskap gaan toepas. Mag dit ook vir my en jou 'n aansporing wees om ook ons eienskappe volgens Yeshua se eienskappe te gaan rig. En mag ons lese en ons strewe as disippels van Yeshua ook wees om 'n ware navolger te wees, sodat ander hom in ons kan raak sien. En daarom is hierdie tema wat ons het vir hierdie komende jaar, is my so belangrik, dat ons hom sal volg, dat ons sal doen wat Yeshua van ons verwag, dat ons dit aan ander ook sal kan wys en kan openbaar, in die manier hoe ons optree. Maar Vader, Here, wanneer ons na U woord luister, en wanneer ons na U verwagting gaan kyk wat U vir ons het, dan dink ons soms dat dit moeilik is om hierdie eienskappe te ontwikkel. Maar as ons net begin gehoor gee aan U en aan die Heilige Gees, dan sal ons dit kan toepas. Daarom vra ek, Abba, dat U ons sal help om ware volgelinge te wees, om hierdie eienskappe van disippelskap in ons lewens te ontwikkel, sodat ons ook 'n voorbeeld sal wees om vir Yeshua en ander te kan voorstel. Lei ons daarin. Here, maak ons bekwaam daarin. Maak ons bekwaam in hierdie eienskappe. Maak ons bekwaam om disippels te kan wees. Here, soos wat U die disippels gemaak het, bekwaam gemaak het om die woord te gaan verkondig, om die evangelie oor die hele wêreld te gaan versprei, vra ons dat U ons ook sal bekwaam maak om dit te kan doen. Lei ons deur die woord. Lei ons deur die Gees. En ons bid dit in die magtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.